Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Daar is 'n storie van 'n man wat 'n Christen was, maar wat gewoon het in 'n land waar daar nie enige godsdienstvryheid was nie. Dit was 'n land waar jy vervolg is en waar dit onwettig was om jou geloof openlik uit te leef. En die man het hom toe verset daarteen en hy het begin om sy geloof openlik uit te leef. En uiteindelik is hy in die tronk gegooi daarvoor. En hy's gemartel, hy het honger gely in die tronk en hy was onbepaald in die tronk. Hy het nie geweet wanneer hy gaan uitkom en of hy enigstens gaan uitkom nie. En terwyl hy daar wag, was daar een van die tronkbewaarders, een van die wagte, wat hom so 'n bietjie bevriend het. En die wag het op 'n stadium vir hom 'n klein Bybeltjie in die tronk ingesmokkel. En die daad van hierdie wag en die Bybeltjie het vir hierdie man ongelooflik baie hoop gegee in daai omstandighede. Toe hy uiteindelik vrygelaat is, het hy gesê dat hierdie wag wat vir my Bybeltjie gegee het, twee goed verstaan. Die een is dat menswaardigheid iets is wat God vir ons gee. En die ander ding is dat menswaardigheid is nie iets wat ons vir onsself kan hou nie, maar is iets wat ons moet deel met ander mense, soos wat die wag dit met hom gedeel het. Ek wil vandag aansluit by die herdenking van Menseregte Dag op hierdie lang naweek. Ons tema vir die jaar is doen die lewe saam. En menseregte gaan eintlik mos daaroor dat ons die lewe saam met ander mense doen. So ek wil iets daaroor sê. Nou ek het nou al baie gehoor mense sê dat menseregte is dit bloot 'n politieke ding of dis 'n humanistiese ding. Dis nie 'n Christelike konsep nie. Maar dis natuurlik onwaar, want die idee van menseregte is iets wat baie sterk in die Bybel na vore kom. Die fondasie van menseregte en Menseregte Dag het 'n baie sterk Bybelse fondasie. So ek wil vir julle so 'n paar goed wys hoe dit in die Bybel uitspeel. Die eerste ding is, ons kry ons menswaardigheid van God af. In Genesis 1 vers 27 lees ons: God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hulle geskep. Dit beteken elke mens is na die beeld van God geskep. Maak nie saak wie of wat ons is nie. Maak nie saak wat se verskille daar tussen ons is nie. Ons kry almal ons waardigheid, ons menswaardigheid van God af. Kom ek verduidelik dit so. As jy in die straat loop en jy sien daar lê 'n R100 noot en jy tel dit op, maar die R100 noot is gevrommel en vuil en is so 'n bietjie geskeur. So die vraag is die R100 noot nou waardeloos omdat dit so sleg lyk? Natuurlik nie. Selfs daai R100 noot, al lyk dit sleg, is nog steeds R100 werd. Nou net so is dit ook met mense. Maak nie saak wat in iemand se lewe gebeur nie. Maak nie saak hoe gevrommel en vuil en geskeur iemand se lewe is nie. In God se oë het ons almal nog steeds waarde. Ons is na die beeld van God geskep. Die tweede ding is dat menseregte beteken, ons word geroep om geregtigheid en barmhartigheid met mense te hê. Twee teksgedeeltes. Jesaja 1 vers 17 sê: leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, handhaaf die reg van die vaderloses, verdedig die weduwees se regsaake. En dan in Micha 6 vers 8 lees ons: hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Dit beteken ons word geroep om alle mense regverdig te behandel, om op te staan vir die mense wat swaar kry en wat sleg behandel word, wat met ongeregtigheid behandel word, om die te help wat swaar kry, om barmhartigheid te bewys, selfs al verdien mense dit nie. Jy lees dit 'n neef wie se lewe maar baie die mekaar is. Dit is eintlik 'n baie hartseer storie, want hy is iemand met ongelooflike gawes, 'n ongelooflike talentvolle mens. Maar as gevolg van slegte keuses en as gevolg van alkoholmisbruik is sy lewe erg die mekaar. En hy leef maar so van die hand na die mond en
Baie mense het hom al selfs afgeskryf, selfs in die familie het mense hom al afgeskryf. Want sal mense sê, dis mos nou sy verdiende loon. Nou, onlangs is hy deur 'n baie moeilike ding, en Jalies het hom te probeer help. En dit was baie moeite, en dit was tyd van haar wat sy moes gee, dit was ongerieflik, maar selfs hy verdien 'n bietjie barmhartigheid. Ons word geroep om geregtigheid en barmhartigheid vir mense te wys. En dan 'n derde ding wat ons in die Bybel van lees, is dat menseregte gaan nie net oor myself en oor my eie mense nie, maar dit gaan ook oor hoe ek ander mense hanteer. Net so 3 verse wil ek gou vir julle lees. Matteus 22 vers 39 sê Jesus, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Matteus 25 vers 40 sê Jesus, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het julle vir my gedoen. En dan in Lukas 6 vers 31 lees ons, soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. So menseregte gaan nie net oor wette en reëls om mense en hul menswaardigheid te beskerm nie. Dit gaan nie net oor my eie menswaardigheid en die regte en die menswaardigheid van my eie mense nie. Dit gaan ook oor hoe ek ander mense elke dag hanteer in die regte en die menseregte van ander mense. Jesus stel weer eens vir ons ook die voorbeeld wat dit dan betref. In Johannes 8 vers 1 tot 11 lees ons die storie van die vrou wat gevang is dat sy oorspel gepleeg het. Nou die godsdienstige wette en die reëls van daai tyd het bepaal dat sy gestraf moes word. Die straf is dat sy moes gestenig word. En dis wat die skare wou doen. Hulle wou hierdie vrou straf, hulle wou haar stenig. Maar Jesus tree toe in en hy ignoreer nie wat sy verkeerd gedoen het nie. Hy weet wat sy gedoen het en hy erken dit, maar hy veroordeel haar ook nie. Hy wys vir haar genade. Dis net so met Jalies se neef ook. Ons weet wat hy verkeerd gedoen het. Ons weet wat sy swak keuses hy gemaak het. Ons weet hoekom hy in die moeilikheid is en hy gaan die gevolge daarvoor dra. Maar hy het nie nog veroordeling nodig nie. Hy het juis genade nodig. So wat beteken dit alles dan nou vir ons as gelowiges? Hoe leef ons menseregte uit as Christene? Kom ek noem net so 'n paar goed. Erken mense se menswaardigheid. En ons doen dit deur mense te hanteer met respek. Maak nie saak wie hulle is of wat hulle agtergronde of opinies is nie. Hanteer mense met respek. Staan op teen goed soos korrupsie en oneerlikheid en onderdrukking. Moenie ingesuig raak deur hierdie goed net omdat ander mense dit ook doen en omdat almal dit doen nie. En omdat dit 'n ding is wat nou maar net half gedoen word deur mense nie. Wees genadig en barmhartig teenoor alle mense. Al is dit soms ongerieflik en ongemaklik. Wees sout en lig in die wêreld, soos ons lees in Matteus 5 vers 13 tot 16. Dit beteken leef op 'n ander manier. Doen dinge op 'n ander manier. Moenie net dinge doen soos wat die res van die wêreld dit doen nie. Wys 'n ander voorbeeld. Wees sout en lig vir die wêreld. En dan natuurlik ook bid vir geregtigheid en genade vir alle mense. Bid dat God ons harte sal verander hier in Suid-Afrika. Bid dat ons mekaar met liefde, met genade en met respek sal behandel hier in Suid-Afrika. Ek sluit af met 'n baie ou bekende storie. Dis die storie van 'n seentjie wat langs die see loop en op die strand lê daar 'n klomp seesterre wat uitgespoel het. En soos hy so langs die see loop en verby hulle loop, buig hy af en gooi so een seester terug in die see. En dan kom daar 'n man verby wat hom dit sien doen en die man sê dan vir hom, wat 'n verskil maak dit nou? Jy kan tog nie hulle almal red nie. En die seentjie buig so af en hy tel nog 'n seester op en hy gooi dit in die see en hy sê vir die man, dit maak 'n verskil aan daai ene. God roep ons nie net om menseregte te onthou en vir onsself en ons eie groep toe te eie nie,
maar om dit ook uit te leef teenoor ander mense in ons daaglikse lewe. Met een daad van geregtigheid en barmhartigheid en genade en respek en kindness op 'n slag. Kom ons sluit af met 'n lied wat ons gaan luister, wat dit alles baie mooi saamvat. Die lied se naam is Beeld van God.